Ek weet nie wie van julle het al die moeisame uitdaging gehad om na iemand anders se foto's te kyk nie. Ek is harde werk baie keer as jy nou by iemand kom en hulle wil hulle wildtuinfoto's vir jou wys. Want jy was nie daar nie. Weet, en iewers agter daai bos kom die stert van die leeu uit wat jy eintlik nou nie meer kan sien nie, maar jy het geen ervaring vir wat daar aan die gang is nie. Of oorsee se vakansiefoto's is baie keer nog familiefoto's is dalk baie keer beter want jy het baie verander. Jy lyk daarom glad nie meer soos jy gelyk het in graad 9 nie. En so help ons baie keer om mekaar se foto's te kyk. Ek het een keer al verwys na hierdie baie mooi lied van Lucas Marie geskryf al meer as 30 jaar terug. Ek dink waar hy klomp goed van foto's en van die lewe eintlik by mekaar wil bring. En ek dink in die laaste frase wat hy sê, daar's foto's met gom en plakdriehoekies. En ons kyk na die foto's, maar dan is dit die gapings tussen die kiekies wat hom bang maak. Want ons weet foto's laat ons onthou. Die kontinuïteit van jou geheue is bitter belangrik. Vir jou normale geestesgesondheid, vir jou om in jou verhoudings te bly, om die lewe te laat werk, die kwaliteit van jou lewe het baie te doen met jou vermoë om dinge te kan onthou. Dis hoe mens leer en hopelik dan dit te onthou en dit dan te laat kondisioneer in jou lyf. Dis hoe 'n kind leer, dis hoe groot mense leer. En ek dink baie keer is dit sleg dat ons dinge vergeet wat ons veronderstel is om te onthou. En dis eintlik waaroor ons laasweek gepraat het. Laasweek het ons die eerste deel hanteer rondom woede en gesê daar's klomp goed wat met ons gebeur wat ons eintlik vergeet. En eintlik moet ons mooi gaan vra, maar ek kan nie net die verlede vergeet nie. Partykeer kan ek hierdie goed bly onderdruk en sê dit was nie daar nie. So die uitdaging van laasweek was om te kyk, wat lê agter my woede? Wat maak my kwaad? Om te gaan sê, daar is dalk goed wat ek eers weer moet onthou. Want my storie kom tog daaruit. Om te onthou is belangrik. Ek weet dis nogal reg deur die Bybel 'n groot tema, nê. Deuteronomium, ek dink die woordjie onthou kom oor die 600 keer voor. Onthou nou. Hoe begin Eksodus 20? Onthou, dis die Here wat jou uit Egipte uit die plek van slaaf, onthou dit. En omdat dit hy is, nou kan ons verder gaan. Onthou. Dis dieselfde wat ons doen as Jesus die nagmaal instel en sê onthou. So dis baie goed om dinge te kan onthou. Maar vanoggend wil ek nou eintlik die teenpool uitlig om te gaan sê 'n baie ander slegte deel van ons lewe is as ons goeders baie goed onthou wat ons dalk liefs moet vergeet. Nie noodwendig moet vergeet nie, maar wat dinge wat ons dalk bietjie moet wegbêre. Maar wat ons baie keer doen is die dinge wat ons eintlik moet kan vergeet baie keer wat ons koester. Ons bou baie keer altare by dit. Ek het laasweek gesê as jy regtig woede opneem, dan gaan dit oor tot wraak. Dan vertroetel jy daai woede en jy maak daarmee planne. En dis wat ons wraak noem. Die mooi Afrikaanse woord is dit gaan oor tot wremel. Dis goeders wat dan deel raak van jou hele wese. Want kom ons sê net weer vanoggend. Almal van ons is gewond. Jy seer gemaak. Hierdie hele lewe van ons, sê al die sielkundiges vir ons, bestaan eintlik in 'n pendulum wat swaai tussen aanvaarding en verwerping. En dis waar jou hele lewe lank is. Of dit nou is jy as moeder of jy as pa of jy as ma of toe jy 'n kind was, jou hele lewe is hierdie swaai. Jy wil so naas moontlik kom aan die groot ervaring van koneksie en aanvaarding. Hier by jou kan ek maar wees wie jy is. Psigologies sê hulle dat as 'n babatjie huil, daai eerste keer as die babatjie huil, dan gaan daar oor dat die babatjie sê, hier is ek, sien my. Ons wil almal gesien word, ons wil almal geken word, ons wil almal aanvaar word. Dis ons hele soeke, ons hele lewe lank. Maar dan is daar oomblikke in ons lewe waar almal van ons verwerping beleef en ons stories verskil nou radikaal van mekaar. Party van ons se verwerpings is ongelooflik traumaties.
Dis lelike stories, dis dinge wat jy nie die durf oor vertel nie. En ander van ons het op 'n baie subtiele manier 'n stuk verwerping beleef. Dit was nie so in die oë van ander so groot ding nie, maar vir jou, toe hulle nie jou naam geken het nie, toe hulle net vir jou misgekyk het, of toe jy nie die span gehaal het nie. Daai goeders is deel van jou kondisionering, dis deel van jou storie. Almal van ons is verwond. Al het jy sogenaamd uit die beste moontlike uit, al was jou ouers hoe perfek in jou oë, of in hulle eie oë, en al was hulle groot Christen, en al het hulle hoe probeer, jy is verwond. En jou verwonding bepaal hoe jy vandag voel, dit bepaal hoe jy dink, en dit bepaal hoe jy na die lewe kyk. En daardie verwondings bly deel van ons lewe. Dis hoekom Richard Rohr daardie aanhaling sou maak, ek dink is op die vorige ene wat hy sê, pain that is not transformed will be transmitted. As jy met daai pyn sit en jy werk nie met dit nie, as jy op een of ander manier raak dit giftig. En dis hoekom ouens sê dat wraak is presies dit. Wraak is om self gif te drink. En dan dink jy ander ou gaan doodgaan. Of 'n Chinese gesegde wat sê die ou wat wil wraak pleeg, wil wraak doen met eintlik 2 grafte grawe. Een vir die ander, maar ook een vir jouself. Almal van ons sit ver oggend dalk met iets wat jy onthou, maar wat jy eintlik liewers wil vergeet. As jy nou 'n skoon wit papiertjie sou kry, daar waar jy nou sit, en jy moes nou gaan skryf het, wat is daai dag, of daai een moment, of daai een oproep, of daai een woord, of daai een stuk gedrag, wat jy gedoen het, of wat jy ontvang het, wat jy so graag nie deel van jou storie wil hê nie. Jy sal weet wat dit is. Ek wens tog net so, daai dag het nooit gebeur nie. Dis 'n sterk emosionele komponent van ons lewe. Jy kan sê, van daai dag af, het dinge vir my nogal radikaal verander. Ek wil dit vergeet, ek sal dit so graag wil uitvee. Almal van ons sit met so 'n wond. Party van ons sit dalk met meer. Nou Franciscus van Assisi, 'n ou kerkvader, het al hiermee gewerk, hy het baie boeke hieroor geskryf. En sy mees bekende aanhaling is, hy skryf uit die Latyn uit en vertaal, Here, as daar onreg is, help my dan met vergifnis. So hy weet dat wraak en woede, en ek het laasweek het baie mooi gespeel, wraak en woede is so deel van jou lewe soos asemhaal. Miskien net vinnig weer daar gaan vir 2 minute. Jou liggaam is gemaak met 'n verdedigingsmeganisme, sodat jy kan skrik, en sodat jy uit die moeilikheid kan uitkom terwille van oorlewing. So die feit dat jy kwaad word, is 'n fisiologiese ding in jou lyf. Jou lyf skuif adrenalien af, dit skei kortisol af. Dit skei chemiese stowwe af wat maak dat jy kan optree, dat jy kan hardloop of kan beklei. Veg of vlug, party ouens vries. Maar dis die punt. Jy is so gemaak. Dis die liewe Here het jou liggaam so gemaak dat jy in die gevaar van mekaar af kan wegkom. So woede, die ervaring van woede, wat net 'n emosie is rou, dis neutraal. Om kwaad te word is nie goed of sleg nie. Die Bybel sê, as jy kwaad word, met ander woorde jy gaan, moenie sondig nie. As jy kwaad word, want jy gaan, moet nou nie 'n dag kwaad afsluit nie. So die ervaring van ietsie aan jou binneste en jou hande begin sweet of begin droog word of jou mond word droog en jou hart begin vinniger klop en jy voel die nekhare rys, dit is net 'n emosie. Moet dit nie beoordeel nie. Ons beoordeel vir oggend, wat word van daai woede? As dit oorgaan in wraak, of as dit onderdruk word om te sê ek het niks daarvan nie, dan raak dit giftig. Dan raak dit iets wat jou hele lewe kan verlam. Daarom sou aan Franciscus van Assisi sê, as daar onreg is, en die woordjie onreg uit die Latyn vertaal nou as onreg, maar in Engels sê dit, where there is injury, where there is pain. As daar hierdie verwonding in jou lewe is, hy sê, al hoe dit reg gemaak kan word, is met vergifnis. En dis natuurlik 'n Bybelse konsep. Jou Bybel vertel een storie, en dis die storie van vergifnis en van genade.
Paulus skryf aan 'n gemeente in Rome en ek gaan die gedeelte lees. In Romeine 12, dis nou die baie bekende gedeelte, 'n nuwe lewe in Christus, die 3de vers. Hy hoor nou mooi, waar begin hy? Hoekom? Kragtens die genade. Met ander woorde, jy gaan nie uit jouself uit hierdie ding kry, omdat daar genade vir jou is. Dieselfde as ek nou gesê het, omdat die Here jou God nou uit Egipte, omdat hy nou die goeie God is. Nou is daar ook 'n appel op jou lewe. Omdat daar genade vir jou, en omdat die Here jou 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kans gee, elke dag nog, hoor nou. Daarom sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Een ander Afrikaanse vertaling sê, moenie groot meneer probeer speel nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen van ons toebedeel het. Die ander vertaling sê, moenie in die goeie boekies van belangrike mense wil kom nie. Moenie jou verbeel dat jy alles weet nie. Dit is amper weer naby Hebreërs, nee, naby hoogmoed. En dan gaan hy aan hier in vers 17, hy sê, moet nou nie kwaad met kwaad vergeld nie. Want wat is nou weer agter dit? Weer 'n groot stuk ekkigheid, nee, as jy jong reg verstaan, 'n groot stuk ego-bewustheid van, maar ek gaan hierdie lewe reg. Hy sê, nee, wag, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy gaan nog verder. Hy sê, wees goedgesind teenoor alle mense, en as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, my liewe vriende, maar laat dit oor aan die oordeel van God. En dan gaan haal hy Ou Testament vertaling, hy sê, maar daar staan geskrywe, dis nou in Spreuke, dit is my reg, sê God, om te straf, ek sal vergeld. Hoor nou wat sê Paulus, die een ding is wat hy nou sê is, moenie self raak neem nie, God is die regter. Maar nou gaan hy nog 'n bietjie verder, hy gee nog 'n tree, ek dink 'n baie moeilike tree, hy sê, so as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons almal het gapings tussen ons kiekies. Ons almal neem foto's van die mooi gebeure in ons lewe. Dis wat ons graag wil onthou. Ons onthou graag die geboortes en die troues, die verjaarsdae, die herdenkings, die mooi feesdae. Maar baie min van ons neem foto's by begrafnisse of by egskeidings. Baie min van ons. En dis hoe ons gekondisioneer is, dis deel van ons lewe. Maar vanoggend wil ek jou tog vra om bietjie te gaan kyk na daai gapings tussen jou kiekies, want dit is miskien daar waar jy dalk dink jy het vergeet, maar daai donker gaping onthou jy te goed. So kom ons ontbloot onsself liewers, kom ons praat oor daai verwonding. En aan die hand van Paulus en dan met die Here se genade kom ons hoop om daarmee te werk. Die oplossing vir enige woede, en veral dan wraak wat vertroetel word, is vergifnis, om te kan vergewe. En vanoggend gaan ons dan so 10 minute 'n bietjie kyk oor, hoe lyk vergifnis regtig? En ons kan nou so amper ons Bybel op enige plek oopmaak, nê. Of dit nou die versoening is wat plaasvind tussen Jakob en Esau, of dit Dawid is wat hoor hy word vergewe as Nathan by hom kom, of dit gelykenis wat Jesus van vertel van ouens wie se skuld afgeskrywe word. Jy kan eintlik jou Bybel oopmaak net waar jy wil. Ek wil vanoggend bietjie breër trek om te sê dat ek glo vergifnis is 'n proses. Dis nie iets wat vinnig gebeur nie. En wil ek eintlik vanoggend dan, is dit 7 of 8 dat ek dit sien, 8 mites van vergifnis op die tafel sit. Om sê dis gewoonlik op een van hierdie 8 plekke waar elkeen van ons baie keer vashak. En dan nog steeds hierdie goed onthou en daaruit lewe en daai dink en daai werk wat maak dat ons nie die lewe in oorvloed kan geniet nie. Die eerste mite van vergifnis is, ek het niks om mee te werk nie.
As jy net nou 'n papiertjie gehad het en jy moes iets daarop sou neerskryf, wat is dit wat jy graag sou wou vergeet? Wat is daai stuk verwonding in jou lewe? Dink ek is die grootste mite, dat daar partykeer van ons is wat sê, nee, maar ek het niks. Daar's regtig niks in my verlede of in my storie wat, ek is nie kwaad nie, en ek het nie wraak nie, ek het nie 'n wrok in my nie, en eintlik, ja. Weet jy wie van julle ken die storie van Billy Bly nie? Met baie kort te verduidelik. Verhaal van Billy Bly is dat hy gebore word en sy pa sterf nog voor sy geboorte. Sy ma het 'n moeilike lewe en net nadat hy gebore is, gee sy hom weg vir sy oupa en ouma. En die vroegste herinnering wat Billy het oor sy lewe is hoe sy ma hartverskeurend elke derde naweek as hy by haar gaan kuier het, haar moes teruggee waar hy op die trein moes klim en moes teruggaan na sy oupa en ouma toe. Sy ma het 'n rowwe lewe, maar sy raak weer verlief en sy trou met iemand met die naam Robert Clinton. Sy raak verloof aan hom en voor die verloving al is hy ontrou en hanteer hy haar sleg en trek hierdie Billy weer in by hom en sy ma. By sy ma en hierdie aanstaande. Dis 'n rowwe lewe. Hierdie persoon is afhanklik aan alkohol, aan dwelms. Hy het 'n aggressieprobleem. Hy skiet met sy revolver op hulle. Hy jaag hulle uit die huis uit. Hy mishandel hulle fisies. Een aand hardloop hulle so ver weg dat sy moeder 4-5 blokke verder gevind word by vriende en klein Billy op 16 in 'n woud weggekruip. Jare later word hy president van Amerika, Bill Clinton. Op 'n nasionale televisieprogram vra hulle vir Bill Clinton later, vertel ons van jou kinderjare. Ek het wonderlike kinderjare gehad, sê hy. Niks wat ek ooit anders sou wou gehad het nie. Party van ons leef met so 'n storie, om te sê daar is niks verkeerd in my lewe nie. Ons ontken dit en ons bære dit iewers eenkant en sê, ek het regtig niks om mee te deel nie. Onthou wat ek nou gesê het, al is dit hoe fyn en hoe klein en hoe subtiel, ons almal is verwond. Daar is onreg in ons lewe. Daar het slegte goed met jou gebeur. Die lewe is vol daarvan. Die lewe het dit, daar's koring en kaf in hierdie lewe. Daar's soet en daar's suur. Wat baie keer sleg is dat ons dink, ons as gelowiges het nie meer daarmee te doen nie. Daar selfs kerke en selfs sekere geloofsgroepe wat vir ons sê, as jy 'n Christen is en jy's 'n gelowige, moenie praat oor die lelike goed nie, moenie praat oor die sleg nie, wees net positief en praat net die goeie goed, spreek net die positiewe. Ek wil graag hier met Psalm 32 gaan lees. Dawid sê, toe ek stil gebly het oor die onreg, wat aan my gedoen is, hy sê ook, maar dit wat ek gedoen het. Hy sê, toe ek fisies agteruit gegaan, ek het siek geword in my lyf. Hy sê, maar ek het emosioneel ook agteruit gegaan. Hy sê, my verhouding met die Here het totaal skade gelei. Ons almal moet in die eerste plek by die punt kom, te sê, daar is altyd iets om mee te werk. Dalk is hier 'n ontkenning, maar weet, dit gaan nie weggaan nie. Daar is iets om mee te werk. Die tweede mite waarmee ons vanoggend moet sit, gaan baie vinnig daaroor praat. Party van ons erken daar is hierdie groot ding, is amper nou die teenpool van die eerste een, is om te sê, daar het hierdie groot en hierdie slegte ding in my lewe gebeur, kan ek julle daarvan vertel? Kom ek vertel vir jou in detail, en ek maak dit nog so 'n bietjie meer romanties en meer idyllies. En so neem jy eintlik daai identiteit op, en word jy eintlik die pyn wat aan jou gedoen is. En ons verstaan, almal van ons moet in 'n rouproses ingaan, maar daar's party van ons wat 5 of 10 of 20 jaar na die verwonding nog steeds jou identiteit gaan soek in, ek is die een wat verwerp is. Ek is nou maar die weeskind. Ek is nou die geskeide. Ek is die kankerleier. Julle hoor my wat ek sê met alle respek, mense wat totaal om laat opneem en te sê,
Ek oor-identifiseer nou eintlik met hierdie pyn. Ek geniet amper hierdie pyn, want dit gee nou vir my 'n nuwe identiteit. Ons het laasweek gekyk na die identiteit van die melaatses, nê, en in daai verhaal in Lukas 17, hoe hulle amper hulle identiteit daarin gekry het. Daar's tyd vir rou, daar's tyd om erns te maak met jou pyn, maar om jou identiteit te gaan soek in daai pyn, is ook maar net 'n stuk ekkigheid. Die derde mite, en ek dink dis die grootste een waarmee ons vanoggend oor gaan praat. Die mite dat ek dit nou sal moet regmaak. Ek gaan nou moet wraak neem. Ek gaan hierdie ding nou moet settle. Soos ek laasweek ook gesê het, en dis mos daar waar jy daai video's en daai films in jou kop begin maak, nê, oor wat daar gebeur het. Kyk, as dit weer gebeur, gaan ek vir hom sê. Of ek wens het vir hom gesê. En dan sien jy die films, en jy speel dit oor en oor, van as jy daai ou of daai persoon nou weer raakloop. Presies wat jy nou vir hom gaan sê. En jy maak jouself reg, en jy kies die woorde mooi. Partykeer is die klank weg, maar jy sien die lippe maak so in daai video's in jou kop. Jy weet presies, hoe gaan jy wraak neem? En partykeer dan pos ons hom ook nog partykeer op 'n plek. Net hier gaan ek hom terugkry. Partykeer van ons is ons besig in ons gedagtes, in ons lewe, selfs in die nag as jy slaap met hierdie goed. En hoe ironies is dit nie? Dat die mense van wie jy graag die verste weg wil wees, kom bly die naaste aan jou. Kom bly binne in jou. Jy het eintlik niks met hulle te doen en jy het jou so verwond en seer gemaak, maar omdat jy daai seer en daai pyn omhels jy hulle ook maar. En is hulle die ene wat jou gedrag en jou denke en jou gevoelens en alles eintlik maar saam met jou dra. En word ons nog juis partykeer ook half dit, waarteen ons is. Jy al gehoor iemand sal sê, weet jy ek haat my pa. En dan? Maar jy lyk vir my al hoe meer soos jou pa. Nee? Of mense wat so anti 'n idee is. Hy was vir lank 'n ou wat hier geleef het. En nou ewe skielik kom leef hy, maar nou het hy al sy energie nog steeds oor die ouens wat daar is. Of dit nou ateïste is wat so oor Christen is, of ex-alkoholiste wat so oor alkoholisme is. Hy's nou nog heeltyd nog net daar. Hy dink hy het vrygekom, maar hy bly maar nog steeds daar. Omdat hy pyn nog nie laat gaan nie. Is nog steeds besig met daardie dinge. Hoeveel energie wat daar nog steeds ingaan in die seer of in die pyn. En is presies wat Paulus dan vir die ouens sê daar in Romeine 12. Hierdie goed moet jy laat gaan. Dis nie vir jou om wraak te neem nie. Jy moet vrykom van die goed. Ek dink is nogal een ding wat Jesus probeer sê het in Johannes 20:23, as hy sê, as jy iemand se sonde vergewe, dan word dit vergewe. Hy sê maar as jy dit hou, dan word dit vir altyd gehou. Dis party van ons wat vandag nog rusies het, in gesinne, in families, eintlik maar net omdat die rusie al 15 of 25 of 35 jaar lank oud is. Maar jy kom net nie uit daai web uit nie, jy kom net nie uit daai worsteling uit nie. Net jy kan dit jouself vrymaak van dit. Die vierde mite. Iemand sal sê, nee, ek kan nie vergewe nie, want as ek vergewe, dan keer ek dit goed. Dis 'n mite. Ons keer nie die onreg goed nie. Daar's soveel onreg in hierdie lewe wat gebeur en wat ons kwaad maak, en ons kan nou 'n hele lang storieetjie daaroor praat. Ons moet kwaad word oor ongeregtigheid. As daar mense is wat waaragtig moetswillig goed verkeerd doen, moet jy kwaad word. Daar is iets soos 'n geregtelike woede, wat in Jesus se lewe teenwoordig was. Hy het 'n paar keer kwaad geword. Want dit was uitgesê, hier gebeur nou onregverdig goed, geregtigheid geskied nie hier nie. En hy het daaroor kwaad geword. Maar tog het hy dit moontlik gehad om mense te vergewe, ten spyte daarvan om die daad of dit wat verkeerd was, goed te praat. Vir my en vir jou sal verkeerd bly. En jy kan dit sê. Dit was onregverdig. Dit was verkeerd. Maar as Jesus skryf in Matteus 18, hy vertel daai mooi gelykenis, dat die skuld
totaal afgeskryf is, dan word ek en jy tog uitgenooi om te gaan sê, ons moet ook totaal die skuld afskryf. Want jy moet vrykom. En nou gaan jy vir my sê, maar dis onregverdig. Hierdie ou het verkeerd gedoen, hoe kan ek hom net vergewe? Die lewe is onregverdig. Weet jy wat? Genade is onregverdig. Want God is genadig. God is nie regverdig in die konteks as hy mense vergewe nie. Ons gaan later kom. Wat maak ons met die feit dat Jesus die mense vergewe wat hom kruisig? Is dit regverdig? Ek sal graag daai ouens wil terugkry of vir die bors wil gryp en sê, hey, wat doen julle? God is regverdig, maar sy genade maak baie keer dat ons baie keer voel. Dis nie, maar wat doen ons baie keer, nê? Baie keer as ons so half subtiel besig met hierdie ding, dan sê ons, ja, ek vergewe jou, maar wragtig, die Here gaan jou kry. Karma gaan draai, hoor? Nee, kom, jy wil nie val in die hand van 'n magtige God nie. Weet jy, en so probeer jy half sê, wel ek vergewe, maar die Here gaan jou kry. Nee, dan is jy nog steeds nie by Romeine. Romeine 12 sê, laat dit gaan. Hy is die regter, hy sal oordeel, hy sal doen wat hy wil. Jy moet dit laat gaan. Al keer jy dit nie goed nie. Die 5de mite, waar ons baie keer vashak, is om te sê, as ek nou vergewe, dan moet ek ook vergeet. Vergewe en vergeet staan nie in die Bybel nie. Dis 'n spreekwoord wat maar iewers in die taal sou ontstaan gehad het. Baie van ons sal vandag die pyn van die verlede onthou, maar jy kan dit ook vergewe. Dis soos 'n litteteken op jou lyf. Jy kan dit sien, dis kenbaar. Vir almal om te sien en ook vir jou. Maar dis nie meer seer nie. Ons moet vergewe. Dis net God wat totaal kan vergeet. Dis mos daai Hebreërs teks, nê? As God na jou sonde kyk, dan sê die Hebreërs skrywers, aan jou sondes en jou oortredings sal hy nooit weer dink nie. Hy het dit vergeet. God lei dan 'n geheueverlies. Ek en jy is nie God nie. Dis nie 'n uitwissing van ons geheue nie. Maar dis 'n herkondisionering van jou geheue. Om te sê, die pyn sal dalk weggaan. Maar jy sal dalk kan onthou. En jy gaan baie keer hierdie ambivalente ervaring hê van pyn, om te gaan sê, ek wil nooit weer daardeur gaan nie. Maar weet jy wat ek daai het geleer? Wat dit ook al sal wees. Die hele punt van, jy sal nie kan vergeet nie. So moenie jou vergifnis gaan meet of jy kan vergeet nie. Dis twee verskillende goed. 6de mite is, as ek vergewe, dan moet ek versoen. En hierdie ding het vir baie mense al baie pyn gebring. Mense wat sê, vergifnis beteken noodwendig versoening. Dis nie waar nie. Paulus skryf daar in Romeine, hy sê, so verre as vir dit van jou afhang, gaan leef in vrede met alle mense. Want wat maak jy nou as die ander party nie wil versoen nie? As jy regtig vergewe het en die ander ou wil nou nie na die tafel toe kom nie. Hy kan jou mos nou nie half gekaap hou en sê jy het nie vergewe omdat hy nie versoen nie. 'n Ruk lank terug het ek van iemand gehoor, jongman sê vir my, gaan na sy ouers toe en hy sê vir hulle, pa en ma, ek wil na julle toe kom. Ek het die Here gevind en ek wil na julle toe kom en vir julle sê ek is jammer. Nie ek is jammer nie, ek vergewe julle vir dit wat aan my gedoen is. Ek weet ek was baie keer rebelsagtig en ek het baie keer gereageer op die grond toe julle my groot gemaak het, maar ek wil julle vergewe vir die pyn wat julle vir 5 jaar lank in my lewe gedoen het. En baie gou sê hulle van, ag nee, maar jy het die waarheid verkeerd. Dis nie waar nie. Hy wou hulle vergewe, maar hulle kom nie na die tafel toe. Wat maak jy daarmee as jy iemand moet vergewe wat al dood is? En jy kan nie op daai televisieprogram gaan waar die tannie die ouens terugroep nie. Wat maak jy dan? Jy kan vergewe, al is iemand oorlede. Jy kan vir iemand 'n brief skryf wat al oorlede is. Jy kan vergewe sonder om fisiese versoening te beleef. Jesus het nie versoening beleef daar aan die kruis toe hy daai ouens vergewe het nie. Hulle het aangehou, hy het hom doodgemaak. Met ander woorde, vergifnis is nie afhanklik van versoening nie. Dis hoekom Paulus sê, so ver as wat jy kan. So ver as wat jy kan.
So jy kan vergewe. Jy kan jou oupa vergewe, al is hy al dood. Jy kan jou broer vergewe, al is hy in Australië en sien jy hom nooit. Jy kan jou ex-kollega vergewe, al sien jy hom elke dag in die winkel. Versoening het baie min te doen met vergifnis. As dit daar kan eindig, is dit die wonderlikste ding wat kan gebeur. Maar dis nie 'n maatstaf. Die 7de mite, ek's amper klaar. Baie van ons dink, vergifnis is maklik en is vinnig. En ek dink ons kry nog al hierdie idee, omdat ons baie keer ons geloof so sien. Ek glo dat Jesus Christus my sondes vergewe het. So vinnig en maklik. Hoekom glo jy? Nie omdat die Here my sondes vergewe. So asof dit 'n vinnige ding is wat God gedoen het. Kom ons gaan haal net 'n bietjie die geskiedenis in die Ou Testament, vergifnis, offers. Dit was 'n groot ding om tot vergifnis te kom. Kyk, as jy in die Ou Testament sonde gedoen het, dit het vir jou 'n bietjie tyd gevat, hoor. Jy moes 'n bokkie gaan soek en dan vat jy hom priester toe. Dan sê die priester vir jou, dis nie die regte bokkie nie, ek soek 'n ander een wat beter lyk. Dan gaan jy weer veld toe, dan bring jy 'n ander een. Dan kom jy aan, dan bring jy 'n offer. Dit kos jou tyd en dit kos jou baie geld om 'n offer te bring. Partykeer vat dit jare om iemand te kan vergewe. Dis nie iets wat net vinnig en iets wat maklik is nie. Ek het nou die dag 'n stuk studie gelees van 'n vrou wat werk met emosionele herstel by universiteit en sy skryf dat, en sy werk nou met huwelike, sy sê dat dit vat die helfte van die tyd vir iemand om te herstel. Dis nou 'n navorsing. Dit vat ten minste die helfte van die tyd van herstel vergelyke met die tyd wat die verwonding plaasgevind het. So as jy vir 10 jaar lank in 'n huwelik was wat so sleg was, gaan jy vir 5 jaar lank ten minste vat om te herstel, om by die punt te kan kom waar jy kan vergewe. As jy vir 15 jaar lank in 'n verhouding was waar jy mishandel was, of waar jy te nagekom was, gaan dit jou 7,5 jaar vat om by die punt te kom waar jy totaal, dis nie 'n vinnige ding nie. So vat jou tyd. Wees sag met jouself. Wees ook sag met die mense om jou, dis nie 'n vinnige en maklike ding nie. Die lewe is 'n reis. Jy kan vinnig verskoon, maar jy kan nie vinnig vergewe nie. Ek sluit af, die 8ste mite. Dis waar ons baie keer sê, maar ek kan nou meer niks daaraan doen nie. Dit het nou gebeur, en ek is nou so al verlam. Dis nou deel van my storie. Daarom is ek so bly dat Paulus verder gaan. En sê, moenie oordeel nie, God sal oordeel, maar dan sê ek, maar wag 'n bietjie, kom ons gee nog uit tree. Kom ons gaan doen ook dan goed aan hulle wat ons vyande is. Aan hulle wat jou kwaad gedoen het, en hulle wat dan gaan leef nou goed teenoor hulle. En as hier waar ons groot uitgedaag word vanoggend, en ek dink vir myself, moet ek bietjie lank gaan dink hieroor. Jy kan gaan sê, dit het gebeur. Jy kan nie die gebeure omdraai nie, maar jy kan na dieselfde gebeure gaan kyk, jy kan dit herdefinieer, jy kan 'n ander prentjie daaroor kry, en jy kan daai prentjie anders inkleer. Jy kan dalk met meegevoel kyk na daardie gebeure. En glo my, hierdie ding kom nie vinnig nie. Dit was vir Jesus moontlik, om terwyl hy gekruisig geword het, simbolies oor te stap na die mense toe onder die kruis, en te sê, Vader, vergewe hulle. Hy het 'n stuk meegevoel, hy kry hulle jammer, hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie nou wat hulle doen nie. Ek en jy is nie Jesus nie. Ek en jy kan nie onmiddellik oorstap in 'n ander persoon se lewe nadat hy my seer gemaak het en sê, ag Here, ek verstaan sy pyn en hoekom, dis vir ons moeilik. Maar daar is so 'n moontlikheid dat jy met die verloop van tyd en met die verloop van jare, met die verloop van genade, by 'n punt kan kom waar jy ook kan oorstap na die wêreld toe van die mense wat jou verwond het, wat onreg aan jou gedoen het. Dat jy dalk iets kan verstaan van die storie, en dalk kan dit jou help op die pad van vergifnis. En nou Paulus gaan nog 'n entjie verder. Hy sê, as hierdie ouens honger is, moet jy nog vir hulle kos ook gee. Eksodus 20, Eksodus 23, praat daarvan. Hy sê, as jy kerk toe gaan, en jy sien jou buurman se beeste daar in die straat. Hy sê, moenie verbyry nie. Jaag hulle terug, doen goed aan jou buurman. In die hele Eksodus teks dan sê die Here daar deur Moses vir die ouens, julle moet goed wees met hierdie nuwe ouens wat nou hier rondom julle leef, hierdie uitlanders.
Hy sê, want julle weet self hoe voel dit om 'n bywoner te wees. Hy sê, sit jou neer in daai skoene van die ander. Vir ons is dit nie maklik nie. Dis vir ons baie keer erg. En nou wil ek vanoggend afsluit eintlik waar ek kon begin het. Ons kan net hierdie goed doen, omdat jy dit aan jou eie lyf gevoel het. As God se genade nie oorvloedig daar was vir jou nie, sou hierdie totaal 'n misplaaste en 'n totaal onnodige boodskap gewees het. Eintlik ontoepaslik. Want hoe kan jy vir iemand gaan vergewe? Hoe kan jy iemand gaan lief hê as jy geen idee het van hoe dit lyk nie? Ek en jy het almal eerstehandse ervaring. Hoe lyk God se genade? Want ek en jy sit vandag hier as mense wat ook al onreg gedoen het. Wat al foute gemaak het. Wat gapings tussen ons kiekies het, waarvan ons nie wil foto's neem nie. God kyk selfs vandag in daardie gapings in. En hy maak dit weer heel. Daar's baie tekste in die Bybel. Ek kies vanoggend vir Johannes 8 waarmee ek afsluit. Hierna sal hy elkeen na hulle huis toe. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan en die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat 'n oorspel betrap is en later in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap. Ek en jy is hierdie vrou. Hierdie vrou of hierdie man is al op heterdaad betrap. En jy waarskynlik as hierdie vrou heterdaad betrap is, staan sy daar sonder 'n draad klere aan haar lyf. Kaal fisies, maar ek dink kaal en ontbloot voor Jesus. Skaamteloos. Daar's niks in haar wat haar kan laat regop staan nie. En hulle sê toe vir hom, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap. Moses se wet sê nou, ons moet haar stenig. Wat sê u? Die volgende oordeel kom my en jou ook toe. Hulle het hom gevra. Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. En toe hulle hom weer vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy net weer gebuk en hy het op die grond geskrywe. Swaaf, ek dink simbolies, soos mens in sand skryf. Dit gaan maar vinnig weer toe met die wind. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle begin weggeloop. Hierdie familiehoofde eerste en Jesus alleen het agtergebly, saam met hierdie vrou daar in die middel. Toe het hy weer regop gekom en vir haar gesê, mevrou, nou waar is hulle nou? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie. Niemand nie, Here, sê sy. En toe sê Jesus vir haar, dit doen ek ook nie. Ek en jy het dit in ons eie lyf gevoel. Ons het gevoel hoe God ook die kwaad in jou lewe met die goeie oorwin het. Soos laasweek kry jy weer huiswerk. Die huiswerk hierdie week sal wees, gaan soek die gapings tussen jou kiekies. Gaan soek die dinge wat jy dalk vertroetel, wat jy eintlik onthou wat jy moet vergeet. Dink aan jou eie verwonding en vra hoe dit jou gehelp het of nie gehelp het om 'n greep op hierdie werklikheid te kry. Sluit af, woede en wraak is deel van jou harde ware. Dis van wie jy, dis hoe jy is. Ons kan dit nie te bowe kom nie. Maar hoe jy uiting gee aan jou woede. Dis die vraag. Staan jou woede in diens van verdeling of staan jou woede in diens van vereniging? Staan dit in diens van vergelding en wraak of staan dit in diens van vergifnis en genade en versoening? Laaste skyfie. Iemand se grafsteen het so gelyk. Wees genadig met jouself en met die mense om jou. Ruth Bell Graham, gebore 1920, gesterf 2007. End of construction.
Thank you for your patience. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, help ons waar ons onthou. Help ons waar ons vergeet. Maar mag ons verder kyk as ons foto's en as ons donker plekke van ons lewe. Mag ons die lig sien wat van U af skyn. Dat U eintlik al die gapings tussen ons lewens, dat U dit kom volmaak en toemaak met U liefde en U genade, dat U ons vanoggend weer vry maak. In die eerste plek, Here, vry van ons eie sonde en van die onreg wat ons gedoen het en nog steeds doen, nog gaan doen. Ons ook vry maak van die wrake en die wrokke wat ons in ons dra. Dat ons regtig nie die gif gaan drink van wraak nie. Dat U ons nou vandag daarvan kan verlos. Mag dit elke dag vir ons so wees.